En as Nadine sê die vis is van 'n beautiful kondisie, dit is regtig. Daai Kaaps is ek bedoel ek sal nou foto's soos ons gesels sal ek van daai foto's wat julle geneem het sal ek opsit dat die mense net kan sien wat se sak julle gevang het want dit is Ek kon net nie aan die gang kom om baie ritme te vind nie. Alzone die dag saam met my gehengel en sy het absoluut van die woord go af het sy in daai vis ingeklim. En ek weet nie, ek kon net daai vis lekker in die gang kry nie. Jy kry eenvoudig nie vis daar nie. Nou gaan jy gooi 15 of 20 meter oor dit. Of jy gooi heeltemal links of regs, dan begin jy al jou vis daar vang. Hoekom is dit? Wat het nou geword van die hele kol storie? Welcome to another episode of the original podcast with me, your host, Sakkie van die Kerk. Alright, welkom terug by nog 'n episode van the original podcast. Soos ons vir julle verlede week beloof het ons hierdie week 'n lekker propvolle episode met Nadine 007. Opgewonde om 'n bietjie met haar te gesels rondom die visvang daar in die ander lande en hoe, wat, waar, wanneer. Voordat ons verder gaan, die twee van julle is nou langs mekaar, maar kom ek begin maar met Pa. Welkom by vandag se episode. Dankie Sak, ja nee, ek is reg, 2 aande na mekaar, maar gelukkig, ek het baie whisky, so dis nie 'n probleem nie. Ja, ten minste die keer gaan Pa die whisky gedrink kry. Ons het verlede week het Pa whisky gegooi vir hierdie episode, en toe die episode nie gebeur het, toe sit Pa rustig af voor die TV en drink 'n podcast whisky. Ja, nee, vanaand se reg. En dan, soos julle die gesig al langs my Pa herken, Nadine 007, sy ou bekende gesig op die podcast. Na so groot toernooi as hy goed gedoen het, moet julle maar weet, ons gaan haar op die podcast kry. Is altyd lekker met haar te gesels, sy deel altyd baie lekker. Nadine, welkom terug by die podcast. Baie dankie Sakkie, dankie Barry. Lekker om weer saam te kuier saam met julle. Nou, laaste keer toe ons die episode so gedoen het, is dit nou kom pas 'n bietjie stilstype kry, want laaste keer toe ons die episode so gedoen het, dis waar die hele ding begin het. Waar mense sê ek praat soveel ek moet net stil bly, gas op bietjie kanses gee. Arme ou Lerm sit daar so, hy kyk net vir my Pa en hy skud net sy kop. Hy het die kliniek bygewoon. Ja, Barry. Ja, as ons die podcast rekord soos wat ons gewoonlik doen waar ons die 3 verskillende plekke het, dan is dit maklik om te sien as iemand iets wil sê, want my Pa, ons kyk vir mekaar. Waar in julle situasie waar julle nou sit, julle kyk nie regtig vir mekaar nie, julle kan mekaar op die skerm sien, maar julle kyk nie fisies vir mekaar nie, julle kyk vir my. So ek dink dit is moeilik om daai personal cues op te tel waar iemand iets wil sê. Dis net moeilik as dit Lerm is wat langs my sit, wat ek kan hom nie so in die oë kyk nie net. Ja, ek kan nou diep in die oë kyk. Ja, ek dink net wat ons moet doen is as jy iets wil sê, moet jy my Pa so op die been knyp. Sy het net gesê, my been is daar met beide hand, so sy kan maar vashou. En ons weet as Pa so sit en gesels, Pa sit altyd so kant toe, so nou is Pa nog iemand daar so langs Pa, so nou moet Pa maar bietjie meer regop sit. Nou is ek heeltemal dwars gedraai. So vandag kry jy 'n dwars view. Maar ja, okay, voordat ons verder gaan met die episode, laat ons net geen of twee administratiewe goedjies net gaan afhandel. Ons het nou net voordat ons met die episode begin het ek my Pa 'n bietjie gesels rondom die plan wat voor lê vir die episodes. So hierdie is nou episode 98, so ons is 2 episodes weg van episode 100 af. So ons is vreeslik opgewonde om daai 100ste episode te doen. Maar ons weet ook hierdie tyd van die jaar, hier aan die einde van die jaar, die views gaan vreeslik af en dit begin familietyd raak. Die mense het nie hulle skedules is heeltemal op die kop gedraai en hulle gaan werk nie op dieselfde tyd nie. Party van hulle is op vakansie en dit so ons weet, die viewership gewoonlik hierdie tyd van die jaar gaan vreeslik af. So ons het dit goed gedink om nou maar ons doen hierdie episode nou 'n week vroeër, so ons gaan nou episode 99 en episode 100 doen. En dan na episode 100 sal dan op die 14de Desember, het ons gesê, né? 17de. Die 17de Desember 17de Desember. Sal daai episode dan uitkom. Episode 100 en dan na episode 100 gaan ons dan maar net so vinnige 3 weke afvat. Want die volgende week is dit Kersfees. Ons gaan nie oor Kersfees 'n episode probeer doen nie. Die week daarna is dit Nuwe Jaar. Ons gaan nie oor Nuwe Jaar 'n episode probeer doen nie. En dan gaan ons 1 week in Januarie net afvat, dan sal ons julle weer sien die 14de. Ons gesê het, die 14de. Die 14de Januarie. So dan gaan ons net so vinnige 3 weke verlof insit vir die podcast en dan sal ons julle weer vroeg in die nuwe jaar sien en dan kyk of ons
die res van die jaar weer kan aanvat. So as julle nie sien ons het 'n episode nie, moet julle maar net weet dat dis maar net Ons nie verdwyn nie. Ons het nie verdwyn nie. Ons sal kyk, ons sal dalk nog, as ek my pa lus het, sal ons dalk vandag 'n live episode doen, of ietsie soos dit, so net die twee van ons 'n bietjie sit te gesels. Maar ek my pa kan nie vir baie lank gaan sonder om 'n episode te wil rekord nie, so ons die rede hoekom ons al amper 100 episodes gedoen het, want ons geniet dit regtig, so ons sal sien as ons sommer net eendag 'n bietjie lus is om te gesels, ons sal ons sommer net 'n bietjie inpop, of dit nou Woensdag of Dinsdag of Donderdag is, maak nie saak nie. So hou maar julle oë oop, ek sal daai e-mails en goed uitstuur. Of as daar skielike nuus kom, as ou iewers iets hoor wat baie nice was of wat ook al. Ja, maar alright, ek dink dis al van die administratiewe goed af. Onthou asseblief om te like en te subscribe. Maar ek sien elke keer as ek dit net mention, kry ek daarom so 2 of 3 ouens wat die subscribe knoppie druk, so ek sien julle en ek waardeer dit. Daai 2323, julle sal nie glo nie hoe daai 2323 daai subscribers optel. Ons sit nou op so 2200 subscribers. En ek onthou toe ons nog probeer het om daai eerste 1000 te gekry het, hoe daai 2222 elke episode gehelp het, en op die einde van die dag het dit so gebou dat ons is waar ons vandag is. So ek wil vir die van julle wat al gesubscribe het, baie dankie sê, en vir die van julle wat ook nie subscribe het nie, dit is gratis en vriend, klik daai subscribe knoppie en dan join ons, dan sal julle 'n notification kry as daar 'n nuwe episode is en al daai lekker dinge. Alright, gaan ons begin visvang gesels. Nadine, mevrou Victor Ledorm, ek dink ons het jou, ons noem jou 007, maar ek dink ons moet jou naamtag begin change na Victor Ledorm toe, want jy die laaste ruk 'n paar van hulle 'n paar van hulle ingeryg. Ja, Gesakkie, baie dankie. Dis net 'n voorreg om daai titel te kan verdien daarso tydens die toernooi wat jy het. En ja, dit is net ongelooflik om by daai plek te hang. Hartopdam is fenomenaal. Dit is genuine. Dit moet elke hengelaar se droom wees om daar te wil gaan hengel. Dit is net ongelooflik om daar te fish. Daai vis is net 'n klas op sy eie. So gesond, so sterk. Dit is net, en dit is baie tegnies ook om daar te hengel, glo dit of nie. En wat lekker is net, Namibië is 'n awesome plek. Dit is regtig waar, hulle was ook nou voor daar gewees, en dis regtig waar net ongelooflik. Ja, en soos ek altyd sê, Sakkie, jy kan nie daai titel by jouself kry nie. Daar's elke ou in die span dra by tot dit, en daarvoor is ek bitter baie dankbaar, en dis net met trots om daar te kan staan, jou land te verteenwoordig, en daai trotse Protea daar uitbeeld. Dit is net awesome. Ja, well done. Dis nie enigiemand wat dit reg kry nie, en soos ons nou die hele tyd sê, dis nie iets wat sommer net van self kom nie. Dit is freaking harde werk, en vir die mense daar buite kan ek sê, dis nie dat Nadine net hard werk deur baie vis te vang nie. Sy werk ook baie hard om mense te leer en te help en op te lei, en dit is iets wat sy uit haar eie regtig waar baie doen. Klinieke vir die jong kinders, skole is regtig waar goed waar Nadine baie duidelike merk laat. Waar sy sommer net die goed reël en sy gaan help hulle. So well done. Nee, dit is wel verdien. Ek wil sommer net van Original Mooties en van Original Podcast se kant af net vir jou sê, baie geluk. Jy is een van ons hengelaars, so dit is vir ons altyd lekker dis vir ons lekker as 'n Protea gedoen, maar dit is vir ons net daai klein bietjie lekkerder as dit een van ons mense is. So dit is altyd vir ons lekker as ons sien jou naam is daar aan die bokant. So dankie dat jy ons naam al bo verteenwoordig. Ek dink vir my, ek praat seker maar namens my ma en my pa. Dis lekker om te sê dat jy is deel van ons span, en ons is regtig trots om dit te sê. So baie dankie vir al jou harde werk en jou toewyding. Ag, dankie Sakkie, en dankie vir hom Barry en Tannie Lea, en vir jou Sakkie met die harde werk wat jy ook doen, en waardeer dit regtig. Julle is net awesome. Julle is all about the quality. Dis waaroor dit gaan. Iets anders wat ons ook kan noem, Sak, wat ek dink wat nogal wat mense maar kan noem en definitief moet noem, is Marina. Marina was by die meestersdames. Dis meesters, nee. Nee, sy was by die Sassak span, by die dames afdeling, maar die Sassak afdeling.
Okay, en sy was opvolg Victor Ledorp. Opvolg Victor, ja. Okay, so sy was Tannie Marina is ook altyd daar. Altyd. Sy is net absoluut fenomenaal en sy het daai freaking hardap nou gefish laat die bissies bewe tot so 'n mate dat ons nie die dam nie, die Moetie. Ja, die dam en die Maar Moetie, sê die dam gehengel met die Moetie. Ja. En op die stadium is dit die enigste Moetie wat seker meer verkoop as Petit Janine is hardap op die stadium, want ons kan nie voorbly nie. En jy kan nie glo dat dit in 'n kwessie van 'n week so vlam gevat het nie. Ek bedoel, jy het 'n week teruggekom. Ja, so 'n week terug. En die woord het net versprei en dit is net crazy hoe dit gaan. Maar ja, dit is hoe dit is. Mense. Maar Tannie Marina is een van daai hengelaars waar sy in jou sone sit. As jy Promania of 'n Elite of ietsie fish in sy toeval daai dag is sy in jou sone. Dink ek jy kan maar vasvat vir 'n stewige dag se hengel. Ek dink dit gaan nie sy gaan nie terug staan nie. Weet jy, Sakkie, ek haal my hoed af vir Tannie Marina, regtig waar. Kyk, Tannie Marina is ook nie meer 'n jong bok soos ons nie, maar sy is definitief ook nie oud nie, nê? En Tannie Marina fish haar hart en siel uit. En vir ons as jonger hengelaars is sy regtig 'n groot voorbeeld vir ons in hengel. En wat beteken dit is, geniet net die passie en die liefde van die sport. Ouderdom maak nie saak nie. Of jy nou 90 of 20 of 40, maak nie saak wat jy is nie, ouderdom speel nooit 'n rol nie. Dit gaan oor die liefde en die passie wat ons het vir hengel. En dis wat sy uitbeeld daaruit. Ek moet sê, as mense met Tannie Marina gesels rondom visvang, kan mense sien, dit is uit en uit 'n passie vir hengel. Daar's nie ander woorde om dit te beskryf nie. Iemand anders wat ek nou sommer net vinnig aan gedink het, toe Nadine so gepraat het van 'n passie en liefde vir visvang, dink ek nou 'n bietjie aan Tannie Sandra. Wat al haar jare so ingesit het. Ek bedoel, hoeveel jare het sy nou ingesit om te kom waar sy nou is? 20 jaar gevat om Protea klere te kry. Ag, is fantasties. En ek wil as ons praat van harde werk, dis deursettingsvermoë, dis harde werk, dis deur die ups en die downs gaan, dis daai golfie ry van die golfie afhaal, weer op die bord klim, weer 'n golfie vang en dit oor en oor doen vir 20 jaar tot jy is waar jy wil wees. En hulle is nie net betrokke by die hengel, by fisiese hengel. Hulle is SA beamptes, hulle is by al die fasette betrokke en hulle is oral so by alles. So ja nee, dis die input is ongelooflik wat sy ingesit het dalk. Ja, so daar's altyd dan sulke uitskieter mense wat mense regtig gesien na hulle kyk en kan jy sien dit is uit en uit 'n passie vir visvang. Dis nie net vir prestasie nie, dit is ek dink dalk het hulle Sandra se geval maar gesê hulle gee dit vir haar vir deursettingsvermoë. Participation Sandra, ek hoop jy sien dit en ek hoop jy kan daarvan hoor. As jy hoor, ek het net 'n grappie gemaak. Gelukkig kan ek sê dit is familie. Ja, ek wil net sê, ons moet net vir hulle sê, dis daarom Tannie Sandra van die kerk. Dit is daarom van die kerk. Dit is daarom van die kerk. So, ons is seker van sy dis my neef se vrou so. Ja. Dit is familie. Maar Nadine, jy het nou gesê van hardap is definitief 'n bucket list destination en ek is 100% saam met jou daarso. Ek dink as die algemene hengelaar in Suid-Afrika, as hulle na hierdie podcast en goed luister, as hulle ooit die kans het om 'n groepie ouens bymekaar te kry en dalk 2 karre te kan kry om af te ry hardop toe. Dis lekker met 1 kar, maar as jy 2 karre het net daai bietjie van 'n backup. Dis 'n lang pad, dis klomp dinge wat kan fout gaan. Maar as mens 2 karre kan uitsorteer met 'n paar ouens wat gaan hengel, ry hardop toe, daar's ons lekker daar is akkommodasie by die dam. Kom ons sê so, daar is akkommodasie by die dam. En is lieflike akkommodasie, Sakkie, regtig waar. Ek meen, kyk, ons as Suid-Afrikaners, ons is gewoond aan net gaan shower, eet en slaap. Dis al wat ons soek, nê? Kyk, daai aircons was die beste. Ek het dit gelief en maak nie saak waar jy uitkom by jou chalet, by jou verblyf waar jy is nie. Jy sien die dam. Dis die lekkerste van alles. Jy beleef die hele tyd daai natuur daar en nee, is dit awesome. Ek kry hoendervleis so lekker is dit, maar ons weet nie of ons maar net bad luck gehad het nie, maar
call a spade, toe ons daar Dit was was, die- nou in Junie, die 2 chalets wat ons gehad het, was nie op standaard. Is dit? Dit was rarig, vir En wat dit was hy vir ons betaal. betaal. Die view- Die prys Die prys, ek prys dink is, die prys maak dit net vir mens moeilik. Mense verwag 'n bietjie, ek het net 'n bietjie meer verwag. as 'n yskas in 'n dit was airport. werklik waar, dit was regtig net, ons het gesê, eers like plek soos maar net in die dorp gaan bly het. Ou sou nou nie die dam gesien het nie, of so gesien het nie, maar aan die einde van die dag, ag maar, nou ja, dit is, dalk Dit is was nog het steeds- ons hulle net op 'n slegte tyd gevang, ek weet nie. Dalk het hulle Op die nou, einde van die dag is die akkommodasie is daar Is is daar. akkommodasie, dit is meer as voldoende. Soos Nadine sê, die view is uit die wêreld uit. As jy 'n paar rand het om te splurge en jy kan van daai ander duurder eenhede vat wat in die begin van die eenheid is. ek Man weet kan nie dink of daai so van daai duurder plekke. eenhede nie. Daar is ja. Joes. Nee, daar's ons nee, daar's ons Daar's baie mooi Daar eenhede is- daar. daar's baie mooi eenhede. Net as jy daar van die eetsaal afry, daai eerste paar rye. Kykie wat jy afwaai. Dis ja, dis Is dit waar julle ons het daai bly? nie. Nee, dis Namibia daar gebly. Ja, dis Okay. wat dis die units. Dis die Maar Daar's ook jy lanies hot wat daar tub. bly. Ek dink daar's weet jy 'n hot tub wat oor die dam uitkyk en sulke goed. Lysies Nee, ek is soos ernstig. dat- As ek nie mis dit nie, het jy is daar's jacuzzis buitekant waar jy wat jy op die dam uit kan kyk en dis beautiful. Wat ek net wil noem, wat ek dink baie mense kan doen met gemak, is as jy op pad is Henties toe, of Swakop toe, of een van daai plekke om te gaan rots en strand hengel, bou vir jou 2 dae in. Dis wat ons gedoen het. Ons het keer Slaap aangewerk. jy aan daar, hengel die volgende dag, en die volgende jy aan oggend daar. dan ry jy weer verder. Sit vir jou net letterlike skeletons tackle in Kit in. en jy gaan, ek sê jou nou, ons het dit gedoen toe Soontoe soos net daar's nie manier nie, op pad terug doen ons dit weer. En ons het weer oorgeslaap daarin, gou nog 'n dag Weer gehengel, sakvis. maar dis regtig waar die moeite werd. En as Nadine sê die vis is van 'n beautiful kondisie. Dit is regtig. Daai Kaaps is ek bedoel ek sal nou foto's soos ons gesels sal ek van daai foto's wat julle geneem het sal ek opsit dat die mense net kan sien wat se sak julle gevang het want dit is ag nee dit is ietsie om 'n plan te maak om te gaan. Ek sal regtig dit aanbeveel as julle 'n groep ouens bymekaar kan maak om dit te gaan doen. Go for it. En ek weet nie Nadine was dit by julle ook nou so dat as jy daai Kaap so slaan is dit voel of hy so vashou. Ja, dit Voel of jy so vashou. in 'n klip vasslaan. En dan voel jy maar daar begin hy klip so. Nee. Yes. Ja, ons het dit baie beleef. So die eerste oefendag was regtig was vir my vreemd geweest want dit is nou die eerste keer dat ek al is so jy moes hoe kan 'n mens sê hulle habits aanleer, daai karpe se habits aanleer. So toe daai eerste vis gaan, toe ek so ag nee shit, nou sit ek vas. Niks om te voel ek jemo hier hardloop hierdie ding, maar hardloop maar uit daai klip uit, daar gat hy. En toe ek soos nee, okay, hier is skooterkaaps. Hierdie is nie bloemhof karpies of Hoe die Kaaps gebyt by julle? Hoe die vis gebyt? Hoe die vis gebyt by julle? Was dit 'n stadige byt of was dit 'n vinnige byt? Sakkie, dit het alles afgehang van dag tot dag. Ek meen, daar was die laaste dag het die vis regtig baie stadiger gebyt teenoor wanneer toe ons begin hengel het. Maar ek bedoel nie wat ek bedoel is die as jy die byt kry, jy sien die byt jou polisman. Hulle baie keer teruggebyt maar meeste van my vis het net gegaan en gehardloop. ons het toe ons daar was. Ons het jy dit kry bitter by- min dit gekry. So stadig. Vat hy ding so, vat hom so op die ou na hou hom net so. Ja, my Hy trek Hy hom so styf. Hy trek hom nie. Hy lê net so met daai ding. Jy- Hou hy lyn so styf. Slaan jy hom so dan voel dit nou wat nou. In die volgende Dan keer draai hy ja. om. Op 'n stadium was ons so gewees. Ons het gehoop en bid as daai vis terugbyt, moet jy bid om daai vis uit te kry. Want die vashakplek is ongelooflik baie daar. Maar as hy hardloop, dan weet jy net, al wat jy doen is jy tel hom net op en jy hou daai lyn die hele tyd styf wat daai vis begin surface daar waar jy hom gegooi het amper. Want dis al hoe ons begin die Kaaps uitkry het.
En die ding is as hy terug by dan hy swem swem terug, tussen maar daai hy klippe- swem om hy tussen swem nie klippe deur. dis reguit terug nie. Hy swem tussen daai klippe deur en dit kan net nag wees. Ja, die ding is die wind speel 'n baie groot rol daar rondom die obstacles in die water. So as die wind nie waai nie, is jy nog veilig. Dan kan jy gemaklik twee hoek hengel en nee, dit is nog 'n breeze, maar as daai wind begin waai, nee wat, jy hengel een hoek en dis dit. Ek weet nie of oom kan onthou old school toe ons hengel nie, ons raai white moose op die leader laat gly en dan knoop jy hom moes nou net aan jou sokkie vas. Ek het op 'n stadium so op begin hengel. Kyk, dit is 'n triek om daai manier te hengel, want as jy so hengel, moet jy seker maak jou lyn bly die heeltyd styf. Want daai white gly moes nou terug op die leader. So as jy nou gaan slack maak, dan gaan daai white met daai lyn om klippe en goed. So dit wat vir my baie sukses gegee en ek weet op 'n stadium met die lonke ook baie vasgehaak en toe sy oorgaan soontoe begin sy al vis uitkry. So dit is altyd iets om te onthou, nie net spesifiek daar nie. Maar ek hengel baie keer in Valdam so. Verskriklik baie, veral as die dam so ewe skielik 'n massa klomp water kry met al daai gras en goed. Nou verduidelik gou vir 'n dom Vietnamees hierdie kant hoe. Waarvan praat julle nou? Soos 'n barberstrop sakkie. Ek vang nie nou lekker wat julle 'n barberstrop wat jy gewoonlik sal maak waar jy die gewig gly op die hooflyn. Okay. Sit 'n mushroom daar. Né? 'n mushroom gewiggie, sit jou bol op hom onder jy net 'n kort lyntjie met jou hoekie. Nou hoekom sal dit jou help om nie te hak nie? Want jy net een hoek en daar's niks anders tussenin nie. En die vis is heeltemal los. Hy kan 5 meter hardloop voordat hy jou gewig opstel. So met ander woorde, hy het meer vryheid met sy hoeklyn waar hy speel. Maar soos ek sê, as jy so hengel, maak seker ten alle tye jou lyn bly styf vir alles jy daai vis inbring. Want as jou lyn slek is, dan gly jou gewiggie nou dadelik af grond toe. Ja nee, dit maak nou sin. Ek het toe ponne gesê vir die barberstrop toe maak dit nou vir my sin. Ek het net vir 'n sekonde hierdie prentjie net nie vir my mooi uitgemaak nie. Net hierdie blonde sharp vir jou. Yes, laat ek kyk wat jy van visvang wat jy kan my nog 'n boek vol leer met wat visvang betref. Nadien julle gesels is so van die mooi Kaaps wat julle vang. Derek het nou gesien die week die ouens wat in Australië is, die tyd wat hierdie episode nou uitkom is hulle al seker al klaar gehengel. So ek dink ek sal dalk as ek enige nuus van hulle af het, sal ek dit gou hierso insny. Alternatiefelik sal ons dalk met een van die hengelaars se episode doen volgende week. Ek dink dit is wat ek gaan probeer doen, as ons dalk vir 'n AP of 'n Josef of iemand soos dit kan opkry om te gesels oor die toernooi. Ons sal dit doen. Alternatiefelik sal ek net hierso net gou 'n stukkie insit om te sê hoe dit groet is. So as hier nou nie 'n stukkie in is nie, moet julle weet ons kry 'n gas om daaroor te gesels. Maar die foto's, ons weet hulle het gister was hulle eerste oefendag gewees en ek het nou vandag die foto's gesien op Safhof se Facebook page. En yes, ek raai Kaapse pense is dik. Ek sien nie enige Marikads nie. Ek het nog nie enige Marikads gesien nie, so ek dink nie oom Dirk Kokemoer het sy PB gebreek nog nie. Maar as mense gaan kyk daar, sal hulle sien Wimpie dit toe hy hou 'n Kaap daar vas waarvan daai pen sommer so hang nie. Ja, daar's 'n foto van 'n skaal wat wys 9 kg, so weet ek nie of dit dieselfde Kaap nie. Ek dink dit kan dalk daai Kaap. Ja, ek dink dit is dalk toe hulle een van daai klippe geweg het. Kan nie 'n Kaap wees. Ja. Maar ek sê net ek daai foto sien die wat hy gesê het van Harrop wat so 'n bucket list destination is. Nou hierdie Blauwringdam dink ek is ook 'n bucket list destination, maar ek dink dit is baie meer realisties om te sê Harrop is 'n venue wat 'n mens realisties 'n groep bymekaar kan kry en soontoe gaan. En jy weet jy kan jou voer saamvat, jy kan jou moetie saamvat, jy kan jou grey saamvat. Waar Australië is een van daai goed waar almal weet hoe hulle immigrasie en goed is dit waar douane laat niks doen nie. So jy moet leuke trolle saamvat. Jy moet dis regtig kopseer om enigiets saam te vat. Die voer Namibië toe is blykbaar 'n bietjie van 'n issue nou, sap. Ja, maar nou, blykbaar oor die algemeen. Ja, maar blykbaar as gevolg van die back and closure, ek kry nog nie 'n kloukie oor hoekom back and closure by milies uit nie.
Maar hulle sê dis as gevolg van die back and claw seer. Ek weet nie of jy kan onthou die Petrie het ook voor daarvan gesê. Ja. En Ja, ek het Petrie daarvan gepraat. maar blykbaar was dit nou aan die einde van die dag maar 'n bietjie van 'n uitdaging geweest. Maar wat ek sê is oor die algemeen. Ek praat nou van oor die Ja. algemeen is dit maklik om die goed daar te kry. So ek dink Ja. ek sal sê dat hardloop is vir my definitief op 'n hoër vlak as 'n bucket list destination vir die feit dat Dit is ek baie dink vir 'n- makliker bereikbaar. dis vir julle as Suid-Afrikaners definitief baie meer bereikbaar. Blauwring dan Ja. vir my in die ander hand. Dis nou weer dalk vir my dalk 'n bietjie nader en 'n bietjie goedkoper as vir julle. Een van my vriende vlieg nou volgende week vlieg hy bietjie terug Australië toe en ek dink hy betaal vir 'n retourkaartjie vir een persoon dink ek betaal hy 12 miljoen, 13 miljoen. Ja. Okay, dis nie Jy kyk rond na- nie, dis dom. Jy kyk na as wat so R8000 so ietsie vir 'n retourkaartjie soontoe en terug. So ek dink dis definitief iets wat 'n mens wat ek dalk kan kyk as ek met O'Neil se arm kan druk 1 jaar en vir hom sê kom ons kyk as hulle een of ander tyd beplan om te gaan, kyk of ek hulle dalk kan join, daai tipe ding. Vir hom sê as Ja. hulle een of ander tyd as hulle 'n groepie bymekaar kan kry om te gaan om my te laat weet en dan kan ek hulle dalk net join, daai tipe ding. So dis definitief iets aan my kant. Okay, Nadine, maar kom ons gesels rondom die visvang. Jy was in Victor de Dorm gewees. Vertel vir ons. Kom ons begin. Sakke. Wat was jou sakke gewees oor die toernooi? Vis kilos, kan jy onthou of moet ek dit opsoek? Moet ek dit gou Okay, ChatGPT vra? Okay, die eerste dag het ek 19 vis vir 45 kilos. Ek het daai dag baie groot karpe gevang. 19 die vis, twee- 45 kilos. Yes. Ja, die tweede dag het ek 21 vis want ek het 'n barber ook gevang wat size was. En my sak was 39 kilos. Maar ek wil hê julle moet nou luister na hoe die gewig gaan en goed. En dan die laaste dag het ek 20 karpe weer vir 41 kilos. So iets interessants wat Namibia vir ons gesê het is want ons het die laaste dag het ons regtig kleiner karpe begin vang. En Namibia het vir ons gesê die geheim van daai plek is hoe meer voer jy insit, hoe kleiner begin daai karpe raak. So met ander woorde toe hulle dit vir my sê, toe begin my brein hardloop in ander rigtings in, want ek wil nie net Valdam karpies nou vang nie. Ek het nie so ver gery vir Valdam karpies nie, ek so dik karpe. So toe het ek begin, dan gooi ek sê maar byvoorbeeld, want jy op 'n stadium het ek my lyne glad nie meer ingeklip gehou nie, omdat daai karpe so wild begin hardloop het. So ons het maar besluit as 'n span, dis eerder beter om ons lyne te merk. Dis jou keuse of jy wil inhak en goed, maar moet dan nie kom lank trane huil as daai vis af is nie. So oom Ariel het maar vir ons gevra ons moet eerder op die merk hengel as ons dit kan doen. So wat ek gedoen het in daai goed is jy sien daai merk kom en jy gooi nou, jy sien daai lyn kom nou. Net ek hom vroeër begin breek al. So jy het nie 100% akkuraat op kolle gaan hengel nie. En toe begin ek agterkom ons begin dikker karpe vang. En Namibia, kyk ek moet my hoed afhaal vir Lani Meyer. Regtig waar sy het absoluut fenomenaal gehengel. Daai eerste dag het sy vir my in die grond ingehengel. En ek is super trots op haar girl want jy kan sien hoe haar persoonlik sy aan haarself gewerk het, maar ook as 'n span. Hoe die span kaptein saam met haar gewerk het en haar penmaat om daai dag daai sone te kan vat. En regtig waar het absoluut fenomenaal gehengel, maar ek het toe gesien hoe hengel hulle gooi ewe skielik 'n 20 meter en dan gooi hulle 'n 45 en dan sien jy hulle is nou ewe skielik hier op hierdie 65, 75 en as jy weer sien is hulle weer voor, maar hulle haal dik karpe uit. En toe wat hulle vir my die laaste dag sê, toe besef ek wat aangaan daar, van hoe jy eintlik te veel voer in die water, begin daai klein kaaps inkom. Dit laat my dink aan daai episode wat ons gedoen met oom Jumbo, dit. Toe hy gepraat het van met die feeder waar hulle sê die kool word te warm. Hy het gesê hulle hengel net, dan sal hulle byvoorbeeld, hulle sal 3 kolle hê wat hulle deur die dag hengel. So hy sal sê net maar op, soos Nadine nou sê, hy sal 1 op 20 hê, hy sal 1 op 40 hê en hy sal 1 op 55 hê.
So hy hengel op die een, as hy voel hy word warm, dan gaan hy na die volgende toe, dan gaan hy na die volgende toe, so hy daai 3 wat hy heeltyd kans gee om hy kol net bietjie rustig te kry voordat hy na die volgende toe gaan. En dit klink nou 'n tipiese strategie wat daar nogal sal goed werk. Yes, definitief. En dit is definitief wat daar gebeur het. So, Namibia hengel jy quotas, so jy het 20 vis per spesie wat jy mag hou in die net. So as jou, sê nou byvoorbeeld dis 2 uur en jou quota is nou vol, wat gaan jy doen? Jy moet nou besluit, gaan jy babers jag, gaan jy geelvisse, maddies, kurpers, wat gaan ons doen? Die maddies en die kurpers was nie rarig by ons so aan die gang nie. Dit was meer in die vlakkere gedeeltes waar die senior mans was, daar was hulle kokend met daai maddies en die kurpers en goed, en die geelvisse, en natuurlik die babers ook. Hier en daar het die babers begin inkom, maar ook net waar ons A-zone was. Nou by die A-zone het hy so kom ingemaak en goed. En die babers het begin beweeg in daai vlakker water in. So waar die B en die C-zones was dit regtig te diep, ek dink, vir die babers en goed. So jy kon gooi vir hom, ons het 'n kans gevat gegooi, baie lak sou jy hom opgetal het daar. Dis nie dat hulle regtig aktief daar was nie. Het jy een van daai 2 kilo Kaapse koppe gesny of kon jy 'n kleintjie kry? Ja, Herman sal my geklap Het jy een van daai tjie het jy tjie gegooi? Hulle sê hulle was nie daar nie. So Gerard is een tjie. Dis net so gooi. Ja, ek sal in my lewe nooit vergeet iemand verduidelik van daai tjie nie. Julle sê hulle was glad nie daar gewees, ja, daai goed was glad nie daar nie. Daai krieke, ja, kyk, hulle het op ons eindpenne uitgekom. So in ons C-penne, ons C-zone, het die eerste dag het Lani een van 8 iets gevang. Ja, ek praat van die koringkrieke. Die koringkrieke, daai groot krieke goed. Nee, die koringkrieke, daai romans van die koppe. Ja. Hulle sê daai koringkriek se hom hak. En jy gooi hom dan so ver sy trek. Ja, hulle het ons verduidelik daarvan. Nee, ons was gelukkig sakkie. Daai goed was gelukkig nie daar nie. Gelukkig nie. Maar yes, die romans van die koppe het ons gevang. Ja, daai is sakkie. Ja. Het hulle bietjie op 'n knop gejaag. Is dit hulle daar in die chalet bietjie aan die gang gemaak? Ja, want hulle is agter daai jou Kariba wurms en jou slangwurmpies, hulle is agter daai goed aan. So, want obviously die lose moes nou onder die aircon dat hulle kan koel bly en goed. En ja, hulle was wel besig daar by ons gewees, hoor. As jy die goed so optel in die oggend en dan is dit so, jy wil amper 'n tang hê om dit so op te tel. Ja, nee, ek sê dis nog een ding wat mense moet gaan doen, is ek wil terug gaan hardop toe op dieselfde tyd, maar ek wil een van daai tjie gaan gooi. Gert het gesê dit is 'n goeie wat sal met dit gegooi? Morney hulle het gegooi daai dag toe op pad terug is. Hulle daar was. Het Morney gegooi en Kurt Slogger het gegooi en niks nie. Ag, maar op 'n of ander dag is ek weet nie of dit daai tyd die regte babertyd was, as ek dit so kan sê. En ek weet ook nie of Hardap is Hardap bekend vir babers. Het Hardap babers? Baie. Nee, kyk, Notre Dame is definitief die plek vir die babers. Ek wou sê, want ek is seker van toe ons daarso by Morney by Easy On was, die foto's wat daar gehad het, meeste van dit was by Naughty gewees. Ja, so hy's definitief, as jy nou wil gaan slaan vir daai 30 kilogramme, dan se definitief moet jy daar na Notre Dame toe gaan. Hardop het hierdie tussen die 15-22 kilos. Daai kleintjies. Ja. Hulle noem dit kleintjies. Hulle praat regtig al van as die klein babertjies daar in Hardop. Ek is nuuskierig om te sien wat hierdie bootouens gaan doen. Ja, ek moet sê ek is nogals, ek hou my goed maar dop. Ek wil kyk wat daai bootouens doen. Ek dink dit sal 'n interessante uitkoms wees om te sien hoe julle daar gaan. Ek moet sê ek dink hulle gaan die aard van die dam se water definitief verander op die stadium. Ek dink die dam se water gaan baie meer na Musk Pro as iets anderste. Met die hoeveelheid Hardap wat hulle het. Met die hoeveelheid Hardap wat hulle beplan om daarin te gooi, gaan daai dam lekker, dit gaan 'n lekker plek word daar.
Nadine, kom ons gesels gou rondom aas en goed is dit wat julle nou gedoen het. As jy vir ons bietjie kan deel soveel as wat jy wil. Hoe het julle daai goed gevang, met wat het julle gevang? Wat was vir julle, wat het julle enigiets gekry wat julle voel was vir julle 'n game changer? Sakkie, kom ek vra jou gou 'n vraag. Wat jy ken my nou baie goed. Wat is my ultimate favorite om te gaan hengel mee? Jou hele kas. Ja. Ja. Yes, Boeta. Ek sweer jy ken haar. Sorry Nadine. Jou hele kas en dan gaan jy so 'n bietjie duivels rek uit. Spyt jy net so 'n streepie daar. En as dit nie werk nie, 'n bietjie bloed kom. Hoorie, okay, maar wat het jou pa toe gaan design om daai alles, daai hele kas in een te maak? Ja, was dit met 007? Nee, seker A to Z. A to Z. Ja. Ekskuus, ja, A to Z was definitief vir my was hy 'n killer daar gewees. Die ding met hom is hy het gewerk as 'n shocker. So jy moes hom nie die hele tyd gooi nie. En nou, so jy gooi hom daai eerste 3 gooi in die oggende. Jy kry nie vis op hom nie, maar los dit, nê? Nee? Want jy gaan hengel jy wil mos nou op daai kol, daai voer net eers inkry. So wat ek gedoen het is ek het hom in die oggend het ek daai hele bol gevlat van die hoorkou af en vir my is dit baie weird om so baie te hengel op 'n slag, maar ek het dit gedoen want dit is iets wat daai karpe gesoek het. So ek het daai hele bol gevlat. Dan het ek bietjie hardop gevat en dan het ek hom in die onderkant nog gesmeer op met dit, né? Nee? Daar kom ons oom, daar kom ons. So ek het my eie yskriem daar gebou. Dit het gewerk in daai goed en jy gooi daai eerste 3 gooie, dan jy kry nie vis nie. En dan al wat jy doen is dan gooi jy een skoon bol, dan begin jy 'n vis kry. En dan begin ons weer so bietjie bysit. So jy moes van die hoorkoue wat ek gesien het daar waar daai karpe soek. Jy moes 'n shocker gooi. Hulle wil daai shock daar hê. En daarna kan jy kan basically skoon hengel daarna. En jy gaan nog steeds die vis vang. Maar vir my wat groot sukses was is definitief en ek weet wat aan die Marina ook hier A to Z, Hardop en Nadine Special. 'n ander ding wat ek gesien het Sakkie wat vir my 'n eye-opener gewees het van aasaanbieding. En ek dink dit speel 'n groot rol daar met daai karpe. Die eerste karp wat ek gevang het met die ou vandag. Hulle lywe, dit lyk jy kan nie soos ons Valdam karpe as jy hulle uit die vang en hulle so vol modder nie. Daai karpe se lywe, as jy so hom vryf, dan kom hy modder so af. Nou toe hulle vir ons sê die oewer wat ons hengel, wat is modder? Moddergat. Dan dink ek aan myself, jy stop daar, jy stop deurbo, jy val jouself klip onder te kom. En nou is ons 'n moddergat. Dan dink ek, ja, waar kom jy nou mee weer van hierdie goed? Maar anyways, toe ek eers 'n karp vang en ek sien daai modder so op hom, as jy so vryf en kom dit so af. Toe onthou wat hom Barry vir ons gesê het van, jy kan 'n deegie gooi, daai karp sal hom uit daai modder uit gaan haal. En dit was ware feite. Elke dag was jou deeg jou basis en 'n mieliepit en 'n wurm. Nou wat doen daai? Dis nie goed wat dryf nie. Dit gaan lê op die bodem. So daai karpe is in daai modder die hele tyd. Maar ons moes gaan speel met grootes van hoekase. En dit moes jy elke 2 ure aanpas soos wat die lugdruk plaasgevind het. Dan is dit meer, dan is dit minder. Dan is dit meer, dan is dit minder. En jy het dit dadelik agtergekom hoe die vis ook gebyt het. As die lugdruk gedrop het, is daai vis baie aggressief. Daai vis stel daai aas op en hy hardloop. Jy kan sien as jy gooi ook. Ons het geprobeer om die hele tyd op by 105, 110 te gaan, maar dis nie moontlik met 110 sê jy. Ja. Die 110, die 105. Ons gaan nou groot hier so, check die arms. Nee, dit is net Jy bedoel 110. Ja, 110. Nee. So, kyk Angelica ken ons as iemand wat kan gooi. Angelica Keiser is iemand wat regtig 'n stok baie ver kan gooi.
sy het ook gesukkel om baie daar afstande die heeltyd te hou, soos vir die lugdruk heeltyd plaasgevind het. So ons het besluit, ons gaan nie verder as 'n 95 gaan nie. En dit is vir ons baie meer vrugte gepluk, want jy kan, as die wind opkom, kan jy nog steeds gemaklik daar gooi. As die lugdruk hoër geraak het, kon ons nog steeds daar gooi. So, jy moes letterlik gaan aanpas het met die omstandighede, soos wat dit deur die dag plaasvind. Die laaste dag vir my persoonlik was baie uitdagend geweest, want ek kon net nie aan die gang kom om my ritme te vind nie. Alzone die dag saam met my gehengel en sy het absoluut van die woord go af het sy in daai vis ingeklim. En ek weet nie, ek kon net in daai vis lekker in die gang kry nie. En oom Harry Backhouse en oom Herman het aan my toe gekom en gesê, ons weet jy hou nie nog van om fyn te hengel nie, maar draai dit net. En dan praat ek van fyn hengel, dat jy nog daai hoekie deur daai deegie sien. Nou dink ek by myself, nee man, oom Harry, hoe kan jy so hengel met daai dik karpe? Okay, ons draai dit, want niks wat ek op die oomblik vir myself kan doen daar, werk nie. En ons het dit toegepas, en dit was van die hoër gou af, het ons in daai karpe ingeklim. So, Nadine, kan ek net gou daar inspring? Ek wil net vinnig daar inspring. Ek wil net gou vir die luisteraars by die huis sê, ons het nou glad nie hieroor gepraat voordat ons rekord het nie. Hierdie is nou glad, hierdie inligting wat sy nou vir ons gee, is glad nie inligting waar ons nou bespreek het voor die episode nie. En julle, vir die wat verlede week se episode met hom Ari gaan kyk het, sal weet, ons het in die episode gepraat, het hy gesê van, hy het net met Nadine gepraat, of hy gesê van hierdie fyn deegie, en hy het vir ons verduidelik waar die fyn deegie presies dieselfde gesê. Nee? So nou kan ek net vir julle wys, dat hier is nou twee persone wat by dieselfde plek was, wat dieselfde inligting vir julle gee. So net om julle te wys, dat die inligting wat ons vir julle gee, is regtig waar. Dit is nie bullshit nie, ons probeer julle regtig net die inligting gee wat ons het. Ekskuus Nadine, ek moes net daar inspring. Gaan aan. Yes. So, Sakkie, dit is definitief waar ons van die begin van die toernooi's, waar ons met hom Ari beklei het, en gesê het, oom, wil jy ons net 4 vis 'n dag vang met die pakkies deeg wat hy vir ons gee, tot en met super fyn hengel aan die einde van die toernooi, né? So dit gee vir julle 'n groot indikasie van hoe omstandighede gereeld verander. Daai is net dag tot dag basis. Dis nou sonder in van daai ure wat jy hengel. Onthou, dinge verander, ons almal weet, in 8 ure kan dit ekstreem verander. Ekskuus, so, dis regtig waar jy as hengelaar en as die span saam, want dit is baie belangrik, as die span nie saamwerk, jy gaan julle nêrens kom nie. Is baie belangrik dat die regte inligting onder mekaar in die span reg uitgebeeld word en reg deurgegee word. Want op die einde van die dag kan dit 'n maak of breek situasie wees. Ek meen, die tweede dag in daai goeters het dit gebeur waar ons seezone regtig gesukkel het om die vis aan die gang te kry en om by die quotas uit te kom, waar jy op number 99 daai quotas begin slaan. Net deur klein veranderinge gereeld te maak, het dit net gesorg dat jy continuous vis kan vang. Want onthou, jy dink nou 20 vis 8 ure. Ag nee, wat dis 'n walk in 'n park. Ek het die hele dag om baie goed te vang. Dan moet jy in ag neem van hoeveel keer jy afbreek. Hoeveel keer daai vissery hoekom se op daai hardloop en konk. As hy optel, is hy net af. So jy moet al daai aspekte. Moet jy leer knope maak. Ek wou daai niks van my knope nie. Nadine, ek wil gou iets wat jy nou gesê het wat ek dink ek wil bietjie terugbring na die gewone hengelaar in Suid-Afrika toe. Veral nou in Desember wat die ek weet 'n klomp ouens gaan dalk vir 'n paar dae dam toe gaan en bietjie gaan hengel. Maar wat sy gesê het van hulle het besluit toe om op 95 te hengel, want hulle het geweet dat daar kan tye deur die dag wees waar hulle nie op daai 100 of daai 110 kan kom nie. Die 110 kan kom nie. Ek dink dit is van kardinale belang dat die luisteraars by die huis moet, of die ouens wat wil gaan hengel, net besef dat die distansie wat jy die oggend wil kies, die distansie wat jy die oggend kies, moet 'n afstand wees wat jy gemaklik by kan hengel
met die weer wat jy verwag om daai dag te hê. Dis kom ons het in een van die episodes ons gesê van hoe belangrik dit is om die weer voorspelling na te gaan kyk en om te weet wat voor lê. Want as jy daai besluit maak vir oggend 6 uur of 6:30 of 7 uur en jy hengel daarso, kom ons sê jy hengel vir 4 ure of vir 5 ure daarso. En jy kry daai kolletjie lekker aan die gang en ewe skielik kom hy wind op en die wind waai net 15 km/h of net 'n 15 km/h van voor af. Dis 'n game changer vir meeste mense. Dis nie 'n groot wind wat waai nie, maar daai 15 km/h en as jy nou nog met 10 pond lyn hengel, dan is dis so goed soos 'n 30 km/h wind, né? So nou kom jy iewes skielik waar jy nie baie afstand kan kom nie of jy moet 'n aansienliker groter gewig gooi en nou gooi jy harder, so nou gooi jy skeef en dan gooi jy skeef en dan gooi jy een af en dan jou hele ritme is af. So dis een van daai goed waar maak seker dat jy kyk na die weer wat jy verwag vir die week, vir die dag, né? En kies 'n afstand wat jy realisties op kan hengel. Moenie laat jou ego jou 3 ure se hengel aan die einde van die dag kos nie. Ons almal weet dit kos 'n klein huisie vol geld om by die dam uit te kom. So sacrifice 10 meter, kom daai bietjie nader, hak 10 meter nader in en maak seker dat jy kan realisties die hele dag daar hengel. Dit gaan vir jou net soveel kopseer spaar aan die einde van die dag. Ja, nee, Sakkie, twee goed wat jy genoem het, wat ek gou wil aanraak. Eerstens is die ding van die ego. Mense moet ook net onthou, ek het 'n vinnige ding wat ek net daar wil noem, is dat dit help nie jy klip in op 125 en jy laat daai 15 km/h toe om 15 meter slek uit te waai nie. Jy bullshit jouself en dit werk nie. So maak seker as jy inklip, laat jy wel op die klip kom. En nie wind los laat hy dit vir jou doen nie. Ander ding wat ek vinnig wil noem is iets wat vir my huidiglik regtig waar met my kop smokkel is die hele ding rondom die voer. Ons sê kolhengel is so belangrik, né? Met die ligtegryboot wat ons doen, gaan ons sit 'n merker in en ons voer nou voor die merker gooi ons voer af. Ons 5 emmers voer af en ons blokke en ons sê right, okay, nou is ons reg vir môre om te hengel. Dis net 'n bietjie voer, dis 'n klomp voer. Dis 'n klomp voer. Ons gooi ons voer af daar, né? Voer heavy. Nou ewe skielik kom ons by die merker die volgende dag en ons hengel en jy kry nie vis op daai voer nie. Jy kry eenvoudig nie vis daar nie. Nou gaan jy gooi 15 of 20 meter oor dit. Of jy gooi heeltemal links of regs, dan begin jy al jou vis daar vang. Hoekom is dit? Wat het nou geword van die hele kol storie? En ons het dit nou twee naweke in 'n ry baie pertinent gesien, dat die vis is nie op die voer nie. Die oomblik as jy agter die voer hengel, dan vang jy hulle daar. Nou kan ek ook nie verstaan nie, hoekom vang ons die vis agter die voer en ons vang nie die vis voor die voer nie? Want hulle is so groot, moet hulle nog van die dam af intrek. Nee, dit ja, dit is wat 'n mens moet beantwoord. As jy jou buitekantse stok vat en jy gooi heeltemal weg van die voer af, dan byt Lia se stokke byt myne, dan byt Lara en byt myne. Daai stokke. Die middelste stok wat jy nou nader aan die voer kry nie vis nie. Die oggend, dis waar jy vinnig daai paar babers kry, is op daai voer. Want obviously daai babers is daar, hulle vrede daai goed, né? En as jy daai baber op druk, kan jy sien, kyk hy's vol mielies, né? Maar dan gaan jy agter die voer. Hoe sê jy? Sê hoekom druk pa die baber so? Om dit om los dat daai voer in die baber bly, laat hy bietjie swaarder is. Hoekom druk pa nou aan die voer uit? Weet, maar nou gaan ons dis een van die redes hoekom ons byvoorbeeld die laaste paar kompetisies, sodra ons klaar ons ankers in het ons nou reg in die middel van die ankers, al die ankers is die bal. So ek weet ek gaan nou terug, ek gaan tel die bal op en ek maak vas, ons weet, jy weet nou mos waar is jou algemene rigting. Maar voor ek die bal gaan optel en nou vasmaak, ry ons haal die merker heeltemal uit.
Want as daai merker daar is en jy wil daar agter hengel, dan swem elke vis om die merker. Ja. So ons het glad nie meer as ons hengel, glad nie meer 'n merker voor ons nie. Man, hulle gaan dis net maar net ek verstaan dit nie. Dit bedink ons het 'n episode geroem met hom lappies baie lank terug. Definitief nie in 2024, seker in 2024, nie in 2025 nie. Het ons 'n episode met hom lappies genoem waar ons gepraat het oor die karphengel. En waar hy pertinent gesê het waar hulle voer en hulle hengel nooit op hulle voer nie. Hy het altyd gesê dat op die voer vang jy daai kilo 800 gram 1.2 1.5 kilo kaap. So hulle vang jy op die voer. En met die karp tel hy 2 kilos of 2,5 kilos as hy 2 kilos as ek dink is hulle size, as hulle mos gaan. Ja. Dink is 2 kilos. Nee, en dan sê dan hengel net dat 1.5. Nee, dan sê dan hengel net daai 2 meter of 2,5 meter van die voer af en dan vang jy daai bietjie groter kaap so dan ewe skielik size is. So daar moet een of ander ietsies wees wat daai rede is vir dit. Weet nie wat dit is. Ek Sakkie, my eerlike ervaring ook is, en ek praat nie net nou van hardop self nie, maar of dit nou val dan, Bronkhorstspruit dan, wherever ek nog ons gaan om te gaan vang, is, ek is geneig om baie kere ieder agter te gaan hengel, of voor te gaan hengel. Die karphengel prinsip te gaan toepas. Dit gee vir my regtig baie meer sukses, want op die einde van die dag, ja, jy wil die quantities hê, maar jy wil ook graag die gewig ook sommer het hê. Die quality behind it. So, al wat ek kan sê is, daar's 'n ander aspek wat ek nou wil bring, sorry, dit is nou om weg te kom van die voer af en goed, né? Iets wat baie belangrik is by hardop, is line management. Absoluut. Kyk, as jy iemand is wat sukkel met line management en jy wil hardop toe gaan, jy moet sorg dat jy daai goed reg het. Ek dink dis in Valdam nou net so. Ja, ek dink daai Angelica het geslaap van line management. Tannie Mona het dit so ingedrul en daai goed, want as hy line management nie reg is nie, nommer 1, jy gaan of jy 'n byt kry nie, of jy gaan 'n byt kry, maar jy gaan klonk solid vassit van die hoorkou af. So wat ek gedoen het vir line management is daai groot polismanne wat ons gebruik vir Bloemhof se winde, nê? My normale polismanne, my kleintjies vir dis my klein polismandjies vir Marie sê. Nee, daai is super groot. Hy weeg so 15 gram. Ja, ek het dit gebruik, nê, en dit het regtig waar vir my 'n baie groot verskil gemaak. En hoe vinniger jy hom aankry, hoe belangrik, hoe beter. Exactly. Jy wil daai lyn van jou so vinnig as moontlik, so reguit as moontlik kry. Ja. Dit is absoluut een van die hoofredes hoekom ek nog altyd sê, 'n groot polisman vir my werk beter as 'n kleintjie. Want 'n kleintjie het jy altyd 'n stuk baklyn en nou sê hulle ja, maar jy trek hom in die modder en ek trek as daai polisman hom moet in die modder en trek, dan sê net so 'n bietjie, hy kaapie sal hom uithaal. Ja, hy sal hom uithaal. So dit is ietsie wat ek baie graag onder mense se aandag wil bring, is jy kan die beste gery hê, jy kan die beste aas, jy kan die lekkerste A to Z en hardop en alles hê in jou besit daar. Maar as jy nie die regte line management gaan toepas nie, gaan jy nie die vrugte pluk van 'n positiewe byt kry, nommer 1, en nommer 2 om vis uit te kry nie. Dit is ietsies wat ek voel, die marka buite, die hengelaar, die sosiale hengelaar, kompeterende hengelaar, ietsies waar hulle op moet gaan fokus. Want ongeag of dit nou hardop is, Valdam, Bloemhof, wat is die dam hier by Springs nou weer oom? Ashton Lake, wherever, en daai goed, jy weet, daai goeders is iets wat regtig 'n hengelaar se buite en sy kanse om 'n byt te kry baie verbeter. Kan ek gou daarin kom? Ek weet daar's 'n klomp mense wat na die program kyk en wat nie noodwendig weet wat ons nou bedoel by line management. Ek wou nou net gesê, kan ons dit net 'n bietjie bespreek? Wat jy bedoel by dit? Want dis Kom, ek gaan net vinnig vir mense sê. Die doel van of die woord line management beteken
Jy wil jou lyn so vinnig as moontlik reguit kry en op die bodem kry. Laat jou bodem jou lyn gaan lê. As jy nie 'n polisieman aan het nie en jou lyn is slap, dan druk die wind jou, as jy bietjie van links af waai, druk hy jou soontoe. Of daar's bietjie alge op die water, dan druk dit jou lyn soontoe. Nou begin hy sak en intussen druk hy nog bietjie soontoe en aan die einde van die dag loop jou lyn so. Hierdie een lê daai kant van 'n stomp, die een lê die kant van 'n klip en so gaan dit aan. Op die ou end op 100 meter terug is jou lyn deur soveel obstacles dat jy gaan nie weet as 'n vis daarvoor trek nie. Teen tyd dat hy so hard trek dat jy dit sien, is alweer om 10 ander goed en dan sit jy maar net vas. Want jy hierdie lyn van jou wat nou so hier deur die obstacles loop, trek jy skielik reguit, so hy gaan onder hierdie klip en om daai tak in die bossie in en whatever en dit word 'n nagmerrie. Dit is hoekom ek een van die ander goed wat ek nog altyd sê en baie mense kan getuig daaroor dat ek sê windpenne is die grootste onding onder die freaking son. Die mense wat kom en sê, ek het windpen daar, sit daai windpen daar, maar net aan die kant die windpen, weet hy glad nie wat gebeur nie. Hy weet net van sy stop op die windpen, né? En dit is doeteenvoudig, mense wat nie line management kan toepas nie, gebruik windpenne. So die beampte hulle nie nonsens kan gee nie. Arrest maar. Maar ek wil Paul wat dit sê. So ek dink wat ek daar net vir die mense net wil bylas is so wat ons eintlik maar net sê is dat die maklikste manier die beste manier hoe jy jou lyn kan reguit maak is dat jy moet jou line management kan doen terwyl jy wil hom so reguit as moontlik kan kry terwyl die lyn nog sien maar dryf, terwyl hy nog buoyant is. Terwyl hy nog in die lug is, moet jy al begin. Dit is waar dit alles begin. Nee, maar op die einde van die dag is as jy jou stok neersit, daar's 'n paar sekondes waar jou lyn nou nog so 'n bietjie buoyant is en dis wanneer jy daai polisieman opsit, jy kom terug by jou stok. Jy vat nie daai control en jy wind hom nie. Dis 'n egalige, dis 'n stadige movement waar jy polisieman bring, jy skiet 'n bietjie verder vorentoe, hy bring in Wat net die slek uit. Nee, vat die slek uit. Doen dit egalig, doen dit stadig, maar doen dit konstant. Moenie bietjie opgetrol, dan gooi gou vir jou koffie, dan kom jy terug, gaan kontroleer jy bietjie op. Staan daarso, kry eers jou goed reg, maak seker dat jou polisieman stil lê voordat jy enigstens anders toe gaan. Ek kan 'n voorbeeld gee, as mense byvoorbeeld, ek weet nie hoeveel van julle dit al gesien het, as julle by 'n dag by die dam kom en die water lê soos 'n spieël. As jy klaar gegooi het, as jy sien daar's ons twee, dan kan jy sien daar's ons twee goedjies wat so na mekaar toe hardloop. Dis die lyn wat van die strop se kant af kom en die waar die lyn in die water in gaan van jou stok af. Daai tweeetjies word hulle hardloop so na mekaar toe. Daai is vir jou 'n indikasie van hoe vinnig jou lyn sak. Nou gelukkig en die oomblik het hulle bymekaar kom, sak jou polisieman so vinnig. En dan drop hy dadelik in die water. Dis hulle in die water. En dan het hy nou in die water ingekom, want hy daai viskassetie gebreek, dan sny hy in en dan val hy op die grond. Nou dis een van daai goed waar mense dalk as dit so spieelglad is, dan kan jy dit fisies met jou oë sien hoe dit gebeur, maar dis as die wind waai, kan mense dit nie sien nie, maar dis nog steeds dieselfde prinsip wat gebeur. Dit gebeur nog presies op dieselfde manier, jy kan dit net nie sien nie. So 'n ander manier wat ek vir mense wil noem. As jy gaan kyk, as jy regtig in diep water hengel, ons byvoorbeeld by AV, as ons in daai diep water hengel van die kant af, jy vat 'n stok in daai daar in die smal strook van AV. Jy vat 'n stok en jy gooi daai ding op 130 meter. Jy vat jou stok, jy gooi hom, vat die stok, sit die stok neer, jy sit die polisieman aan en daai polisieman staan so stokstyf. Né? Dan loop jy klaar polisieman aan en dan kom jy agter by die stok en dan skielik as jy maak en dan val daai polisieman in die water. Dis eers as daai ding op die bodem is, die gewig. So jy het fisies genoeg tyd om polisieman aan te sit, agtertoe te kom en dan skielik kan sien jy daar slaan hy nou is die bodem. Dan kan jy eers begin. Daar's baie van die ouens wat nou sien hulle daai ding is daar en dink hulle wat gaan nou aan? Geen net kans. Sodra daar gewig op die bodem is, gaan jy sien daar stop hy en dan skielik kan kom jou lyn slek. En dan kan jy begin om daai slek uit te haal. Ons het dit beleef by Hardtop. Ja, definitief. Presies. Daar sal jy dit definitief kry. Ons definitief by Hardtop beleef. Presies daai.
Kyk, en ek kan julle beloof die ouens hier by Blauwringdam gaan dieselfde situasie sit. Absoluut. Hulle dis Ons hoekom hulle weet so wel. naby hengel. Ons weet hoe diep dit daar is. Dit gaan definitief As hulle as daai ouens ver gooi, vang hulle sealerkante. En vir die wat nie weet nie, 'n sealerkant is daai oervisse wat hulle wat die Smith ek het nie eers institution ek weet nie eens wat is 'n sealerkant se ek weet nie eens oervis. wat 'n sealerkant nie. Ons Ons het wat wat van hulle saam. hoor. Ons het nou so 'n maand of wat terug. Ek weet het Paul ooit 'n oarfish gesien. 'n Spaanvis, 'n oarfish. Nee. Dis so 'n verskriklike lang silwervis, maar soos in 4 meter, 5 meter lank, so smal lang vis. Dit is so by ons op die see uit. Nou dis 'n vis wat blykbaar honderde meters diep bly. Hulle kom nie na die surface toe nie. Toe hy nou hier uitgespoel by ons, net die ander kant hier. Net die ander kant ons, daar uitgespoel. Groot nuus gewees, klomp bioloog Ja, dis soos 'n sealerkant. Is ook wat in daai verskriklike dieptes is en hulle kry hulle hier aan die Suid-Afrikaanse kus. Dis groot nuus gewees hier by ons. Alright, julle, ek sien die tyd ons is 'n bietjie gevang. Ek dink ons het alles bespreek wat ek moontlik sou wou bespreek. Nadien is daar nog enige words of wisdom wat jy vir die mense wou gesê het van jou kant af, iets wat julle interessants beleef het daai kant of het ons maar bespreek wat jy ook dink ons moes bespreek het? Sakkie nee, ons het regtig alles gecover. Al wat ek vir mense kan sê is moenie bang wees om veranderinge te maak nie. Baie mense is te bang om vanaf 'n hoekasie te Te hardkoppig. Of net daai, kom ons sê van 'n 75 of na 'n 95 toe te gooi. Follow your gut. Jou passie, jou liefde en alles vir die sport. Gaan met jou praat en loer goed. So luister na jouself en moenie bang wees om veranderinge te maak nie. Get out of that comfort zone. Dis die belangrikste. Get out of your comfort zone and go make the changes. En ja, soos ek in die begin gesê het, dit moet elke ou se passie en droom wees om daar te kan staan en ek sê nie net in Protea klere nie, dis baie lekkerder in Protea klere, glo my, om jou land te verteenwoordig, is trots. Maar maak dit 'n bucket list. Go and explore Namibia. Regtig waar, is unbelievable. Ons het net 'n gedeelte van Namibia gesien. Ons nog nie eens vaders dit gesien nie en it's just unbelievable. Regtig waar. En 'n laaste ding is van my kant af van Barry, vir jou en Tannie Lia, regtig waar. Ek weet ek's ons blue eye girl. Maar regtig waar baie dankie oom. In my hengelloopbaan, julle het my nog altyd geondersteun en ek is bitter baie dankbaar vir julle. En dankie vir alles wat julle doen. Regtig, julle is ouers vir my. En vir jou ook, Sakkie, dankie. Ons het 'n lang pad wat ons saam gestap het in die skool en ja, ek is trots op Original. Dit bly my passie in my hart. Dankie oom. Ja, ek kan sommer net gou vinnig vir die mense sê, vir die van julle wat nou sommer net uit nuuskierigheid uit bietjie sal wil gaan kyk, kan gaan kyk as julle op hierdie YouTube channel wat ons nou hierdie is, as julle nou afskraal tot by die heel begin. Die heel eerste video wat ons gepost het op hierdie YouTube channel was 'n conversation wat ons gehad het in die kombuis by my pa, net so een kamer daai kant toe. Met Nadine was die eerste toetsloopie gewees van iets wat ek daai tyd wou gedoen het. En dit was maar dit was ook ek dink dit was Nadine, dit was dalk nadat jy Protea klere gekry het of nee, dit was ook jy was ook of iewers waar jy Victor Lormok was. Iewers het jy iets goed gedoen toe ons dit gedoen het. So dis nou maar ietsie waar dis altyd maar ietsie wat ons nou maar terugdink aan. So dis nie die eerste keer dat ons al so 'n gesprek gehad het nie. Dit laat my sommer dadelik terugdink aan daai episode of daai vinnig, ek dink ons het so 10 minute sit gesels. Maar dis waar dit alles begin het. So ek wil vir jou ook dankie sê. Dis maar waar hierdie hele ding maar begin het. Nou wil ek net nog een ding sê. Nadine praat nou so van ja, jou liefde vir die sport en goed sal met jou praat.
Jy is net daarvoor luister. My vrou as gevolg van die feit dat sy nou maar weet meeste hulle glo ons maar in die ancestors. So Nadine is dalk van jou, dis dalk van jou ancestors wat met jou praat. Sy sê altyd vir my as ons het 'n rice cooker nou, julle weet hoe 'n rice cooker werk, jy gooi nou mos net rys en water in. En dan sê ek altyd vir haar, sy nee, ons doen nie sout nie. Nee. Maar van die vraag sê ek vir hoe weet jy hoeveel water om in te gooi? Sy sê no, I'm just listening to my ancestors. My ancestors will tell me, nee. Yes, like nou staan ek half voor die wasbak, dan gooi ek die water, dan sê ek van my voorvaders praat met my, hulle het nooit rys gemaak. Hulle het vertel jy nou nie van hierdie rys nie. Ek sê vir oupa Isak kon dalk pap gemaak het, maar ek dink nie oupa Isak kon rys gemaak het nie. En nou praat Nadine van jy moet net luister na jou passie. So ek dink is maar dalk 'n voorvader wat daarso met Nadine. As jy weer 'n rice cooker aansit, dan gooi custardpoeier in. Ja. Custardpak, maak 'n custardpappie. Ek weet jy dit is wat my pa sou gedoen het. Hy sou definitief custard ingegooi het en so 4 eetlepels custard en 1 lepel curry, en maak jy oom Willie se pappie. Ja, maar alright. Luister, ek sien die tyd is gevang. Ek wil vir julle toe baie dankie sê dat julle julle tyd uitgesit het vir dit. Ek dink dit is baie lekker. Dit is altyd lekker as ons 'n episode soos die doen waar jy twee van julle langs mekaar sit. Ek kan net imagine hoe 'n podcast sal wees as ek in Suid-Afrika dit kon gedoen het, maar ongelukkig is die lewe nou maar nie so nie. So ek wil vir die luisteraars ons sal letterlik 'n 2 ure episode so kan doen. Maar ek wil vir die luisteraars baie dankie sê as julle geluister het tot nou toe. Ons is nou op episode 98. So ons het 2 episodes oor. 2 episodes oor vir die jaar. Ek hoop julle join om saam met ons. En dan sien ons julle dan volgende week. Selfde tyd, selfde plek. Sien julle daar.